Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus, baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend kan ons stil word voor die Here van hemel en aarde. Hy wil ons graag toerus deur sy woord en in ons harte werk deur sy gees. Kom ons luister na sy woorde vanmôre. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Jakobus 5 vers 13 en 14. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid. In ons teks van vanmôre, liewe vriende, gee Jakobus aan ons 3 opdragte wat kinders van die Here moet doen in verskillende omstandighede. In die eerste plek, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. In hierdie wêreld kry ons dikwels swaar. Ons het moeilike omstandighede, werkloosheid, hartseer, die dood, pyn. Ja, wanneer ons swaar kry, broeder en suster, wil ons so maklik moedeloos word. En ons dink die wêreld is nie meer die moeite werd nie. Maar wat sê Jakobus? As ons swaar kry, moet ons bid. Gaan vertel vir die Here van jou swaar kry. Sê vir hom van jou pyn, jou elende, jou hartseer. Die Here is daar vir jou. Hy wil graag hê dat jy dit deur gebed aan hom moet bekend maak. En onthou, die Here verhoor gebede. In die tweede plek sê Jakobus, as daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Ja, inderdaad, geliefdes, kry ons dae waarin ons baie opgeruimd is. Wanneer dit goed gaan met ons. Wanneer iets baie besonders in jou lewe gebeur het. Wanneer daar dalk 'n huwelik is, of 'n doop, of 'n nuwe geboorte, of 'n erflating. Of wanneer jy sommer net die oggend opstaan met groot dankbaarheid in jou hart oor wat die Here vir jou doen en beteken. Wanneer jy opgeruimd is, sing tot eer van die Here. Doen dit uit die diepte van jou hart uit dankbaarheid teenoor die Here. Dan sê Jakobus in die derde plek, as daar iemand van ons is wat siek is, moet ons die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid. Daar is groot krag in gebed en ons moet mekaar ondersteun wanneer ons siek is. Bid vir 'n sieke, besoek daardie sieke, praat hom of haar moed in en dra so 'n persoon in jou gebede. Dit is wat die Here se wil vir ons lewe is. En hy wil hê dat ek en jy dit in ons lewe prakties moet gaan toepas met gelowige harte. Hierdie nuwe dag lê voor ons, liewe vriende. Kom ons lewe vir die Here. Ons dank die Here. Ons eer die Here vir wie hy is en ons gaan doen wat hy van ons vra in sy woord. En mag die Here ons so seën dat ons lewens hom altyd sal verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie nuwe dag in aanbidding voor U kan buig rondom U woord. Dankie vir U genade wat so groot is oor ons en vir U liefde wat onbeskryflik is. Dankie Here dat ons ook U vrede kan beleef deur Jesus Christus ons Here. In hierdie nuwe dag wil ons vir U lewe, Here, help vir ons deur U woord en gees. Vergewe al ons sondes en gee vir ons krag om altyd aan U gehoorsaam te wees. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.